as ons praat van die replisering van DNS of DNA natuurlik, wanneer 'n sel deur mitose verdeel. Nou mitose het julle ook gedoen in graad 10, so ek hoop julle kan nog daai proses van seldeling actually onthou. Maar dit is verskriklik belangrik dat jy dit moet identiese selletjies wees. So hulle moet dieselfde genetiese inligting in die dogterselletjies bevat. En dit kan net gebeur as DNA repliseer. Dit is al hoe dit gaan gebeur. En alle dogterselle sal dus presies dieselfde genetiese inligting op die DNS as die ouersel bevat. Dit moet, want onthou DNA verskaf die kode vir die maak van proteïene. Wel, proteïene het 'n strukturele en proteïene het 'n funksionele funksie in die sin van fisiologiese prosesse. So dit is ontsettend belangrik dat die kodes dieselfde wees, want as daai dogterselletjies proteïene moet vervaardig, en daar's fout met die resepte, gaan 'n fout wees met die struktuur van proteïene, dan kan hulle nie hulle funksies verrig nie. So dit is absoluut kardinaal dat die sel met die oorspronklike DNA, dat daai DNA gerepliseer word, sodat die twee dogterselletjies wat jy gaan kry op die einde, identiese DNA in dit het as die ouersel. En DNA-replisering maak daai proses moontlik. So as nou heel eerstens kyk, wat is die eerste stap van DNA? So onthou nou net, ons gaan net kyk na 'n gedeelte van 'n enkele DNA-molekuul. Maar jy moet nou onthou dat daar binne 'n sel 46 DNA-molekules is. So al 46 gaan natuurlik deur hierdie selfe proses repliseer. En dis wat dit so half ongelooflik maak. As jy dink aan die hoeveelheid selletjies in jou liggaam wat moet repliseer en elke keer, ek sal sê elke keer 99,9% van die keer vind hierdie proses 100% akkuraat plaas. Dis absoluut ongelooflik. Nommer 1 is die ensiem draai DNA af. Nou outomaties gaan ensieme betrokke by wees by enige proses in die sel, enige metaboliese proses in die sel of intrasellulêre chemiese reaksie. En omdat DNA-replisering binne die selkern plaasvind en die selkern is binne in jou selletjie, outomaties natuurlik gaan ensieme ook hierby betrokke wees en gaan hierdie DNA-replisering bekend staan as 'n voorbeeld van 'n metaboliese proses of 'n intrasellulêre proses, want dit vind binne die sel plaas. So die eerste ding wat gaan gebeur is natuurlik daai DNA gaan van die een kant af begin oopdraai. Of hy gaan afdraai, stel as jou dubbele helix gaan afdraai van die een kant af en 'n leerstruktuur vorm. So hierso is eintlik die begin en DNA-replisering vind daai kant toe plaas. En soos wat jou dubbele helix begin afdraai in 'n leervorm, gaan hierso 'n stringetjie blootgestel word van DNA, van die oorspronklike DNA, en hier gaan nog 'n stringetjie blootgestel word. En soos wat hierdie stringetjies 'n stikstofbasisse blootgestel word, gaan daar natuurlik vrydrywende nukleotides wat in die kernplasma is, gaan natuurlik heg aan hierdie stikstofbasisse, sodat jy begin bou aan 'n volgende DNA-string en begin bou aan 'n volgende DNA-string. So op die uiteinde van die dag gaan hulle identies wees aan mekaar. So kom ons kyk gou, hier is net 'n paar voorbeeldjies van stikstofbasisse wat oop is. Hierdie twee stringe, by the way, sê hulle vir jou, vrydrywende nukleotides in die kernplasma bou 'n komplementêre string op elke aparte DNA-string. Met ander woorde, hierdie string gaan opgebou word nou en hierdie string gaan opgebou word nou. En nou staan hierdie twee stringe bekend as DNA-templaatstringe, want 'n addisionele DNA-string gaan nou op elkeen gebou word en hier is hulle besig om te bou. En daai string staan bekend as 'n komplementêre string. Hy sal altyd 'n komplementêre string op 'n templaatstring bou, né? So daar is jou templaatstring, ons string jou oorspronklike een, en dis is jou nuwe komplementêre string wat op hom gebou word. En jy kan duidelik sien, hier's al twee nuwe DNA-stringe actually vorm aanneem, soos wat die oorspronklike ene besig is om af te draai. Alright, so dit is baie belangrik. En dan moet jy hierdie ook, vrydrywende nukleotides. Onthou, DNA is beperk tot jou selkern. DNA kom in jou selkern voor. So die nukleotides wat gaan pak of bou of pas op die DNA-templaatstringe, daai nukleotides wat ons daar so sien, daai pere en daai ouens, almal daai ouens wat jou komplementêre string gaan opmaak, hulle is almal in die nukleoplasma. So hulle dryf rond daar, is vrydrywend. Dis wat hulle bedoel daarso. En natuurlik, omdat timien hierdie kant sit, gaan die nukleotied met adenine daarop koppel. Omdat guanine deel is van hierdie nukleotied,
gaan daai nukleotied met sitosien gaan koppel aan guanine. Alright, en adenine hierdie kant en thymine weer daar. Onthou ons het vir julle gesê, adenine en thymine koppel altyd aan mekaar en guanine en sitosien koppel altyd aan mekaar. So wat hierdie kant gaan gebeur, gaan outomaties daai kant gebeur. So op die uiteinde, as jou hele DNA string afgerits het, dubbele helix struktuur is afgedraai om vir jou leer te vorm, en dan het ensieme, die oorspronklike waterstofbindings, wat daar so tussen hierdie stikstofbasisse sit, het ensieme daai bindings gebreek, wat aanvanklik daar gesit het. Okay? Want daai ouetjie aan daai ouetjie gekoppel het, en daai ouetjie aan daai ouetjie gekoppel het, en daai ene aan daai ene gekoppel het, sodat die bene kan wegtrek van mekaar af, en vrydrywende nukleotides, nou actually gaan koppel op die stikstofbasisse wat op die templaatstringe is, en so word komplementêre stringe dan gevorm. Alright, dis eintlik 'n baie maklike proses, maar as jy hierdie proses gaan begryp, gaan dit vir jou die volgende proses wat ons in die volgende video sal doen, naamlik proteïensintese, gaan jy dit net baie makliker begryp. So maak tog doodseker jy verstaan wat hier so aangaan. Alright. So nommer 1 is ensieme draai dan die DNA af, met ander woorde, wat hulle bedoel daarso is, dit breek die bindings tussen die oorspronklike twee stikstofbasisse van die DNA-molekuul. En dan breek die bindings, sodat vrydrywende nukleotiede kan gaan koppel op die nukleotiede van die templaatstringe, om komplementêre stringe te vorm. En dan gaan jy outomaties gaan sit met identiese stringe as hierdie proses reg plaasgevind het. En dan natuurlik die doel daarvan van DNA-replisering is dit verseker dat identiese genetiese materiaal in die dogterselle na die afloop van seldeling is. Kyk, dan het jy ietsie oor DNS-profilering. Nou, dis 'n vraagie wat hulle ook baie graag insluit, of 'n afdelingkie wat hulle ook baie graag insluit in eksamenvraestelle of in toetse. Nou, hier sê hulle vir jou die prosedure wat gebruik word om individuele organismes te identifiseer op grond van die unieke volgorde van nukleotides in elke persoon se DNS. Nou, want daai volgorde van nukleotides bepaal natuurlik die resepte, wat ek nou noem resepte, of die kodes vir die maak van enkele proteïene, en dit staan bekend as jou gene. Alright. En elke persoon is uniek. Jy kan maar rondkyk as jy weer klas toe gaan. Jy kan maar rondkyk as jy weer dorp toe gaan. Jy kan maar rondkyk as jy op vakansie gaan. Elke mens is verskillend. Alright, dis net by identiese tweelinge, omdat jy op 'n stadium 'n sigoot het wat verdeel het in twee verskillende selle wat verder ontwikkel het in 'n embrio ensovoorts, maar verder het alle ander mense het hulle eie spesifieke DNA-kodes, en as gevolg van tegnologie het die mense nou geweet, hulle kan daai unieke DNA-kodes gebruik om natuurlik onder andere mense op te spoor, om vaderskap toetse te doen ensovoorts. Hierso kan jy 'n klomp funksies sien van hierdie proses van DNA of DNS profilering. Right, so yes, en dit natuurlik help verskriklik baie in hierdie veld van dit. En dit is hoe dit lyk. As jy DNS of DNA profiel gaan doen, gaan dit gaan jou resultate so wees. En daai klomp streepies wat julle so sien op hierdie bande, daai streepies verteenwoordig gene, gedeeltes van jou DNA wat resepte het vir daai spesifieke organisme of persoon. So hulle is mal daaroor om dit te vra, hulle is baie lief daarvoor om dit te vra in 'n eksamensituasie. As jy nou mal 'n vaderskap toets doen, dan het hulle die DNA van die baba. Daar is nou 3 moontlike pa's wat jy daar sou het. So om uit te vind wie die korrekte pa is, kan jy net kyk na die DNA profiele van hierdie 3 individue. En saam met die moeder wat aan hierdie kant is, moet dit ooreenstem met die streepies op die babietjie. Want die babietjie gaan of van die ma in streepie erf of van die pa van streepie erf. Maar een van hulle twee moet verantwoordelik wees vir daai streepie of daai streepie of daai streepie. En dit kan ook wees dat hulle saam verantwoordelik gaan wees vir miskien daai streepies waar daar sit, aangesien hulle miskien dieselfde eienskappe het vir iets, byvoorbeeld jou pa en ma het altyd blou oë, argumentshalwe. So any case, maar dit is wat hierdie proses baie lekker maak. En dit het ek maar net vir julle ingesit so vir interessantheid, hoe 'n mens te werk kan gaan om jou eie DNA profiel te gaan staan en doen. So dit is eintlik baie nice, maar julle moet dit weet. Hulle is lief daarvoor om dit te vra. Dan gaan ons net kyk na RNA, die volgende nukleïensuur wat ons het. Hulle verwag ook in die eksamen natuurlik dat julle RNA met DNA kan vergelyk. En dis eintlik baie maklik. Ek bedoel,
RNA is nommer 1 'n baie kleiner molekuul as DNA. Dit bestaan ook uit monomere uit, soos wat julle hierso kan sien, naamlik nukleotides, verseker, maar dit is baie korter as wat DNA molekules is. RNA is maar net so lank soos wat in DNA se spesifieke geen is, maar ons sal weer dit noem as ons begin met proteïensintese. Maar voorlopig moet julle net kyk na die struktuur van RNA. So nommer 1 is 'n kleiner molekuul, nommer 2 is dis 'n enkele string. Dis net een string, dis nie 'n dubbele helix soos wat DNA is nie. Dit is net, hierdie noem jy net 'n helix, dis net 'n enkele helix. Maar sodra jy 'n tweede string inbring wat so sit en saam met hom hardloop, dan praat jy van 'n dubbele helix, soos by DNA. Daar sê hulle vir jou, dis 'n kleiner molekuul as DNA. Maar dit bestaan ook uit nukleotides uit, soos wat julle hier kan sien. Die eerste groot verskil is natuurlik ribose, waar jy die suikergedeelte by DNA was deoksiribose. Hierso is dit by RNA ribose. Alright, baie belangrik. En dan as ons kyk na die stikstofbasisse, wat deel is van die nukleotides natuurlik, sien ons, daar's adenine wat DNA gehad het, daar's guanine wat DNA gehad het, hier ewe skielik is 'n nuwe ene. So, kom ons kyk na die vierde enetjie, daar is cytosine wat DNA gehad het. So met ander woorde, waar DNA timien gehad het RNA nie timien nie. RNA het uracil in timien se plek. So RNA het nie timien nie, hoor. So as jy 'n molekuul sien in 'n vraestel en hulle vra vir jou identifiseer die molekuul, want hulle kan vir jou 'n enkel DNA string gee en 'n enkele RNA string. So jy kan nie net gaan op die feit dat dit 'n enkel string is en onmiddellik sê dis RNA nie. Hulle probeer julle baie keer uitvang. Kyk daarvoor. Sodra daai molekuul op jou vraestel uracil op hom het, 'n U op hom het, dan weet jy het RNA. Sodra jy 'n T op hom het, dan weet jy het DNA. So dis belangrik dat jy dit besef. En dan RNA, omdat dit 'n kleiner molekuul is as DNA, kan die kern verlaat. En dit is waarom hulle ook vir jou sê, RNA kom in jou kern of in die sitoplasma voor, want dit kan deur die kernporee beweeg, maar DNA kan nie. So DNA is beperk tot jou selkern. DNA kom net in jou selkern voor. En dan natuurlik kry jy 3 tipes RNA, en dit is belangrik dat jy hierdie tipes ken, want ons gaan al 3 van hierdie tipes gebruik in ons volgende les, wat gaan oor proteïensintese. Met ander woorde, die rol wat RNA speel in die maak van proteïene. En dan gaan hierdie 2, wat jy daar so sien, natuurlik 'n baie groot rol speel. Naamlik mRNA en tRNA. En vir geval jy gewonder het, wat gaan die aan in hakkies hierso? Dis maar net die Afrikaanse weergawe. Want mRNA in Engels is messenger RNA, in Afrikaans is dit boodskapper RNA. tRNA in Engels is transport RNA, in Afrikaans is dit oordrags RNA. En rRNA in Engels is ribosomal, en in Afrikaans bly dit rRNA, want dit is ribosomale RNA. Maar jy kan enige van hierdie 2 gebruik in jou vraestel of in jou antwoordstel, en die moderators behoort dit reg te merk vir hulle behoort. Maar jy kan enige van hierdie 2 actually kry in jou vraestel, maar waarskynlik as jou vraestel Afrikaans is, behoort hulle gebruik te maak van daai 2 tipes RNA wat daar so staan. Alright, so as ons nou afsonderlik net kyk na hierdie funksies van hierdie RNA's, nou daai mRNA word gemaak op 'n DNA-templaat, en dit is wat ons gaan na kyk in proteïensintese, die proses van proteïensintese. Onthou ons het ons vir jou gesê, 'n gedeelte van 'n DNA-string wat jy daar so sien, verskaf die kode vir die maak van 'n proteïen. En dit is nou daai gedeelte wat bekend staan as 'n geen. So wanneer 'n proteïen gemaak moet word, is een van die eerste stappe, is daai gedeelte van die DNA-string draai af. En dan gaan een van die stringe van DNA bekend staan as jou DNA-templaatstring, waarop nukleotides gebou gaan word. En as ons praat van waar mRNA gebou gaan word, dan gaan jy sien in plaas van normaalweg waar tydens DNA-replisering, waar daar 'n nukleotid is met timien, wat gaan koppel aan adenine, gaan hierdie keer uracil wees, want ons moet mRNA bou, en RNA het nie timien nie, dit het uracil. So as daar adenine is, adenine op die DNA-templaat, dan praat ons van uracil nukleotid en 'n uracil nukleotid en 'n uracil nukleotid, wat die kant is. Maar cytosine, dan guanine, hulle is altyd dieselfde en reg. Cytosine, guanine, cytosine, ensovoorts. Hier sal jy sien is 2 teekies. Ek weet dit is moeilik om te sien, maar daar is 2 teekies hierso. So met ander woorde, wat gaan hierso wees? As jy adenine gesê het, baie mooi. Dis 100% reg.
Daar is die fout nie. RNA kom ons ander nie. Maar hierdie is jou mRNA string wat daar so sit. En dis die eerste stap wat moet plaasvind wanneer jy 'n proteïen gaan maak. En dis hoekom hulle ook vir jou sê, dis die lengte van 'n DNA geen. Solank soos wat daai kode is om 'n proteïen te maak, dis so lank mRNA gaan wees. Dis kom hy heelwat kleiner as DNA en dit is ook hoekom hy 'n enkel string is. Alright. En dan kan hy natuurlik die kern verlaat. Baie belangrik hierso staan, enkel string van codons, basis 3 talle. Alright. Nou, ek gaan by proteïensintese 'n bietjie meer daaroor sit en gesels, maar net kortliks nou, informasie word in groepe van 3 afgelees en 'n groepe van 3 gebou. Okay? So daar is jou volgende 3 wat gelees word en daar is die volgende 3 wat gebou word. Volgende 3 kodes wat gelees word, volgende 3 wat gebou word. En daai 3 stikstofbasisse op DNA, dit staan bekend as 'n DNA basis 3-tal. Maar hierdie 3 wat hier gevorm word op mRNA, daai 3 as 'n groepie staan bekend as 'n codon. So dis 'n mRNA codon. So daar is jou volgende 3tjies, mRNA codon. Okay, wat gebou word op hierdie DNA basis 3-tal. So yes, dit is maar net wat hulle daarby bedoel. Maar ons sal weer by proteïensintese daaroor gesels. So moenie te opgewonde raak nie. Dis die volgende enetjie wat jy het, tRNA. Nou hierdie tRNA's is binne die sitoplasma, soos wat julle daar so sien. Op die tRNA's, dis waar aminosure voorkom. Want onthou ons moet 'n proteïen bou en die monomere van 'n proteïen is aminosure en daai aminosure kom op hierdie tRNA's voor. So op die een kant van 'n tRNA, op die een kant sal jy aminosure aantref en op die ander kant van 'n tRNA molekuul tref jy iets aan wat bekend staan as 'n antikodon. En dis waar daai woordjie inkom, antikodon. En dit is maar net weer 3 stikstofbasisse wat gaan pas op jou mRNA kodon. En dis hoekom dit 'n antikodon genoem word, want dit gaan pas op die kodon. Alright, so yes, hou dit ook net in gedagte, maar ons sal weer daaroor ook sit en gesels. En dan die laaste enetjie, gaan ons nie veel oor rRNA doen nie. Al wat julle van rRNA moet weet is dat dit net deel is van jou ribosome en dat dit 'n rol speel in proteïensintese. Daar is nog 'n bietjie onduidelikheid oor presies wat rRNA is, hoor. So julle hoef net daai 2 feite oor rRNA te ken. Leer hierdie goedjies, hierdie feite wat ek hierdie les vir julle gegee het, want ons gaan definitief, moet jy weet wat mRNA is en wat tRNA is en wat DNA is en wat die DNA struktuur is, wat die RNA struktuur is, sodat dit die proses van proteïensintese wat ons in die volgende les gaan doen vir jou vergemaklik. Lekker leer julle. Totsiens.